Ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir u liefde, vir u goedheid in ons lewens. Dankie vir die voorreg om u saam te wees vanmôre. Ons wil ons harte oopmaak om te ontvang alles wat u vir ons gee vandag, dat ons soos nuwe skepsels hier sal uitstap, dat ons dit wat u gedoen het in ons lewens, 'n openbaring van sal kry en daarin sal lewe. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. Bietjie lekker in die woordtyd spandeer vanoggend. My titel vanoggend is Geset in geregtigheid. Geset in geregtigheid. En ons gaan weer kyk na die onderwerp wat ons die afgelope paar weke mee besig is, naamlik geregtigheid. Ons kyk in 2 Korintiërs hoofstuk 5. We begin in 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs, ons gaan kyk na geregtigheid. Hoofstuk 5, vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En let daarop, ons hoef nie iets te doen om dit te verdien nie. Ons word dit. Jy word die geregtigheid van God. God het hom wat geen sonde geken het nie. Jesus het nie 'n sonde geken nie. En op die kruis het God Jesus sonde gemaak met jou sonde, sodat jy in een oomblik, wanneer jy Jesus aanneem as jou saligmaker, as jou verlosser, kan word die geregtigheid van God in hom. Die tweede versie wat ek hier wil aansny is 1 Petrus 2 vers 24. 1 Petrus 2 vers 24. En hy sê dat hy wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Nou die King James sê, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness, by whose stripes I am healed. En dis 'n versie wat jy kan mediteer daai. Dis 'n versie wat jy kan oor en oor lees, dat jy die volle impak daarvan kan kry. Who his own self bore your sin in his own body on the tree, that you can be dead to sin and alive unto righteousness. By his stripes you are healed. So ons kyk na geregtigheid vandag, en ons doel is om onsself te set in geregtigheid. So ek wil 'n paar punte uitlig oor geregtigheid. Geregtigheid is nie 'n gevoel nie, maar is 'n nuwe stand en 'n nuwe posisie wat jy inneem. Dit is jou posisie, dit is jou stand. Dit het te doen met 'n nuwe innerlike beeld. Jy kan sê die goddelike selfbeeld. Amen. Mense wat selfbeeldprobleme het nie die openbaring van geregtigheid. Jy moet 'n nuwe beeld vorm aan die binnekant. Dit noem die goddelike selfbeeld. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Die oomblik as jy wedergebore is, die oomblik as jy Jesus aanneem as jou saligmaker, as jou verlosser, is jy nie meer 'n sondaar nie. Jy was 'n sondaar. Jy het hom aangeneem. Wat is jy nou? Jy is nou 'n kind van God, 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Jy is nou die geregtigheid van God. As iemand nou sy vinger na jou wys en jou beskuldig hy God self. Want die geregtigheid wat jy het, is nie jou geregtigheid. Die sonde wat Jesus gedra het op die kruis, was nie sy sonde nie. Is julle met my? Die sonde wat hy gedra het op die kruis, was nie sy sonde nie. Dit was jou sonde. Die geregtigheid wat jy het, is nie jou geregtigheid. Dis sy geregtigheid. Amen? Jy is geregtig met God se geregtigheid. Geregtigheid is die toegang tot die riem van die koninkryk van God. Sonder geregtigheid het jy nie toegang tot die riem. So geregtigheid gee vir jou toegang tot 'n nuwe riem. 'n Nuwe riem, die riem van die koninkryk van God. Jesus het na ons riem toe gekom om dit moontlik te maak vir ons om na sy riem toe te gaan. Halleluja. Om selfs terwyl ons hier lewe op die aarde, kan ons toegang hê tot 'n ander riem. Jesus het gesê, ek sê wat ek my Vader hoor sê. Ek doen wat ek my Vader sien doen. So Jesus het gehoor uit 'n ander riem uit en het toegepas in hierdie riem. Hierdie riem is die koninkryk van God. Dit verander die fondasie, die geregtigheid, die openbaring van geregtigheid, verander die fondasie waarop jy staan voor hom. Dit verander die fondasie waarop jy staan voor hom. Kyk na Romeine 5:17.
Romeine 5:17 sê, wat as ten gevolge van die misdaad van die een, dis nou Adam, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle, wat oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang, in hierdie lewe heers. Die Amplified sê, shall reign as kings in this life, deur die een, Jesus Christus. So ons sien dat alles wat ons rondom ons sien in die aarde, wat verkeerd geloop het, die dood, die vloek, die tekorte, is nie deur God so geskep nie. Dis nie God se wil gewees nie, dit was ook nie sy plan nie. Dit het gebeur deur een, want ten gevolge van die misdaad van die een. Want ten gevolge van die misdaad van die een, sien jy wat jy nou sien. Amen. Dit wat jy nou sien in die aarde, is nie God se wil nie, is nie God se plan nie, en God sit hier na agter nie. Dis ten gevolge van die misdaad van die een. Want ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het, deur die een, veel meer sal hulle, wat die oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang, in hierdie lewe heers. So jy sien, nie alle Christene kan heers nie, net die wat ontvang. En die eerste ding wat jy moet ontvang is die geskenk van geregtigheid. Hebreërs 5 vers 13. Hebreërs 5 vers 13. En ek gaan hom vir ons lees in die Weymouth vertaling. Jy kan volg daar maar in die Weymouth vertaling. Dis 'n Engelse vertaling wat so 150 jaar oud is. Klink hy so, hy sê, by people who live on milk, I mean those who are imperfectly acquainted with the doctrine of righteousness. By people who live on milk, I mean those who are imperfectly acquainted with the doctrine of righteousness. Such persons are mere babies. Nou babatjies is oulik, ons is almal lief vir babatjies, babatjies is oulik, okay? Maar babatjies het 'n paar probleme. Ek gaan nie my finansiële raad van 'n babatjie afvra nie. Ek gaan ook nie my lewe skoei by die babatjie se gevoelens. 'n Babatjie is 'n ding wat jy moet beheer. Party mense laat die babatjie hulle beheer, maar jy moet leer om 'n babatjie te beheer, né? Ons het geleer met ons eerste kind, jy kan nie net 'n babatjie los in hulle self nie. Jy moet hom leer slaap, jy moet hom leer eet, jy moet hom leer alles doen. Amen. En hulle is oulik, maar partykeer as jy weer sien, dan ruik jy iets en dan is die doek vol. So is Christene wat nie 'n openbaring het van geregtigheid nie. So is Christene wat sê ek is 'n sondaar, deur genade gered. Hulle is babetjies. En volgens hierdie skrif, né? Sê partykeer by hulle is 'n rykie. By people who live on milk, I mean those who are imperfectly acquainted with the doctrine of righteousness. Such persons are mere babies. So jou eerste stap, mense, in jou geestelike lewe, die dag as jy die Here Jesus aangeneem het, is om geset te word in geregtigheid. Geregtigheid is 'n geskenk. Jy moet eers weet dis 'n geskenk, en jy moet die geskenk ontvang. Jy moet nie aanhou twyfel nie. Hoe is ek nou? Ek voel nie so Jy kan nie gaan oor hoe jy voel nie. Geregtigheid is nie 'n gevoel nie, dis 'n posisie. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word geregtigheid van God in hom. As jy twyfel in jou geregtigheid, dan twyfel jy in wat Jesus op die kruis gedoen het. Dan het jy 'n probleem, jy het 'n fundamentele probleem. Amen. Het hy dit verniet gedoen? Het hy verniet deur daai lyding gegaan? Want as jy sê ek is 'n sondaar, deur genade gered, dan impliseer jy dit. Amen. Ons moet besef hoe belangrik is hierdie, nou sê hy ook, die wat die geskenk van geregtigheid ontvang kan heers. Net die wat in hulle geregtigheid intree. Wat intree in jou geregtigheid. Jesaja 32 vers 17. Jesaja 32 vers 17. Hy sê die volgende. Kan wees in Afrikaans lees en dan die King James. En die werking van die geregtigheid sal vrede wees. En die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. Die King James sê, and the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever.
As iemand nie vrede het nie, as iemand 'n gebrek aan vrede het, Jesus het gesê in Johannes 14 vers 27, my vrede laat ek vir julle na, my vrede laat ek julle erf. Laat nie jou hart ontsteld word nie. As iemand 'n gebrek aan vrede het, hoekom? Die fundamentele rede hoekom jy gebrek aan vrede het, is jy is nog nie geset in jou geregtigheid. Die eerste stap om vrede te kry in jou lewe, is om geset te word in geregtigheid. Geregtigheid behoort aan elke kind van die Here. Maar elke kind van die Here is nie geset daarin nie. Hulle het nog nie die tyd gevat om dit te setel in hulle gees nie. Jy sien dit is nog nie deel van hulle denkpatroon nie. En dit kan 'n geskenk wees, maar die geskenk kan daar lê en nie oopgemaak word. Ek moet die geskenk oopmaak met al twee hande. Jy moet net sien geskenkpapier trek. En dan moet ek hy geskenk vat, dan moet ek met hom begin werk. Amen. Sondebewustheid is die vloei van die vlees wat die duiwel in staat stel om jou heerskappy te neutraliseer. Luister mooi, sondebewustheid is die vloei van die vlees wat die duiwel in staat stel om jou heerskappy te neutraliseer. Dis hoekom ek die hele tyd daarop gaan. Nou kom ons blaai na Hebreërs 10 toe. Hebreërs hoofstuk 10 en ons gaan begin lees vanaf vers 1. Hy sê as volg: want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldaade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. So hy sê dat as ons 'n offer kon kry wat goed genoeg was, dan sou ons volmaak word. Jy word net so volmaak as die offer. As die offer onvolmaak is, dan is jy onvolmaak geregtig. Maar as die offer volmaak is jy volmaak geregtig. Amen. En dan gaan dit oor 'n sondebewustheid. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Daai offers bring 'n herinnering aan die sondes. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons die offer van Jesus moet nie jou herinner aan jou sonde. Slim met my. 'n herinnering. Onthou God jou sondes? Nee. Moet jy dit onthou? Nee. Hoe gaan jy jou sondes vergeet? Deur geloof? Deur geloof, dit is 'n stap van geloof. Kan ek my sondes vergeet? As God dit vergeet, beter ek dit vergeet. Amen. As God dit vergeet, moet ek dit vergeet. Ek moenie vasklou aan 'n herinnering van my sondes nie. Want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Die bloed van Jesus bedek nie sonde nie. Die bloed van Jesus neem dit weg. Dis 'n verskil, né? Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou nie hê nie, maar u vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer, spysoffer, brandoffer, sondeoffers wou hy nie hê nie, het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg, om die tweede te stel. Deur hierdie wil, die wil van God, is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Nou hou jou plek daar, ons gaan weer terugkom, maar kyk net vlugtig na Galasiërs 1. Galasiërs 1 vers 3 en 4. Galasiërs 1 vers 3 en 4 sê, guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. So daar sien ons God se wil. Ons sien 'n paar dinge daar. Ons sien die huidige wêreld is boos. God is nie boos nie. Dit wat gebeur is nie God se plan nie, dis nie sy wil nie, hy sit nie daar agter nie. Dis 'n bose wêreld. Ons dien nie 'n bose God nie. Amen. Die wêreld is vol boosheid. Mense wat mekaar doodmaak is boos. Mense wat steel vir mekaar is boos. Nee. Dis nie God se plan nie, dis nie sy wil nie. So nou gooi hy vir ons 'n reddingsboei. Hy sê julle leef in hierdie haglike plek.
En ek gooi vir julle nou 'n boei. Hy sê, wat is die wil van die Vader? Die wil van die Vader is dat jy vry moet kom, dat jy kan vry lewe ten spyte van die omstandighede. Wat homself gegee het vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Kan nou gaan ons terug na Hebreërs 10 toe. Vers 12 of vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde offers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus het, nadat hy een offer vir die sondes gebring het vir altyd, gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak gemaak die wat geheilig word. Deur een offer het hy vir altyd volmaak gemaak die wat nou vers 19 sê, terwyl ons dan broers vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Dit is die woord in die Engels, daar is boldness. Jy sien, as jy hierdie geregtigheidsbewussyn gryp en jy set hom in jouself, dat jy weet jy is die geregtigheid van God, dan gee dit vir jou 'n vrymoedigheid om in God se teenwoordigheid in te gaan. En dis waar ons wil uitkom. Ons wil uitkom waar ons 'n vrymoedigheid het, 'n vrymoedigheid om die duiwel te trap as ons hom kry. As die duiwel sy kop uitsteek in ons teenwoordigheid, dan trap ons hom. Ons laat ons nie rondstoot deur die duiwel nie, ons stoot die duiwel rond. Amen. Want ons is die geregtigheid van God in hom. Ons is God se geregtigheid, God se kinders, in God se beeld gemaak. Ons het God se naam. Ons het God se gesag. Gaan ons na Jesaja 54 toe. Jesaja 54 vers 13 tot 15. En ek gaan hom ook 'n bietjie in die King James vir ons daar, ons lees mees in Afrikaans. Mense sê hy is 'n bietjie vertroebel daar, ons wil hom in die oorspronklike duidelik kry. Vers 13, en al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Mense, Christene, kinders van die Here, wat hulle self onder verkeerde lering plaas, of glad nie lering ontvang nie, kan maklik uitgeken word. Hulle het nie vrede nie. Hulle het nie vrede. Gebrek aan vrede. As jy gebrek aan vrede het, so moet jy nie geleer word nie. Hy sê, en al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. As jy jouself plaas onder regte lering, en jy doen dit gereeld, en jy ontvang dit, dan werk dit vrede in jou. En vrede is 'n krag van God, wat dinge verander in jou lewe. So jy kom nie net kerk toe, omdat dit ritueel is, of omdat jy dink jy moet hier wees. Jy kom nie na toe om te ontvang, dit wat die Here vir jou wil gee. Jy kan net uitgee, nie moet inneem ook. Amen. Nou goed, dan sê hy, vers 14, deur geregtigheid sal jy bevestig word, wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees, nie ver van verskrikking, want dit sal nie na jou kom nie. As hulle ook die aanval begin, is nie uit my nie, wie jou aanval sal oor jou val. Die Engels sê as volg, you shall establish yourself in righteousness. Jy doen dit. Dis 'n geskenk wat die Here vir jou gee die dag as jy wedergebore word, maar jy moet dit vat en jy moet dit inbou. Wat is die voordele in jou lewe as jy die geregtigheid inbou? Die volgende: you shall be far from even the thought of oppression or destruction, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Dis die voordeel. Jy het tot 'n versie in die Bybel teen terrorisme. Sê dit sal nie naby jou kom nie. Dit sal nie naby jou kom nie. Amen. Psalm 91 sê, 1000 mag val aan jou sy, 10,000 aan jou regterhand. Na jou toe sal dit nie kom nie. Amen. Maar dan moet jy jouself set in geregtigheid. Jy moet jouself set in geregtigheid, sodat jy gewortel en gegrond kan wees daarin. Dan sê hy, as hy die aanval begin, dis nie uit my nie. Die Here sê dit so duidelik. Hy sê hierdie oppression, hierdie destruction, hierdie terror, waarvan ons nou net gelees het, is nie uit my nie. Die godsdienstige altyd, dit die Here doel daarmee,
Nee, die Here het geen doel daarmee nie. Die duiwel het 'n doel daarmee. Die duiwel wil jou uit die pad uitkry. Die duiwel wil jou vinniger hemel toe vat. Hemel toe laat gaan, dat jy uit sy pad uit kan kom, jy sien. God het nie 'n plan gehad met die storm op toe Jesus daai storm stil gemaak het. Ek bedoel, dit was op die see van Genesaret, né? En dit was ervare vissermanne wat groot geword het op daai see. Hulle het groot geword op 'n boot. Is jy met my? Hulle is nie groen ouetjies nie. En daai storm was van so 'n aard, dis 'n demoniese storm. 'n Demoniese storm, want daai man het naad vir hulle lewe gevrees. En wat doen Jesus? Hy lê in slaap. En Petrus maak hom wakker, Here, gee nie om dat ons vergaan nie. En wat maak Jesus? Hy sê vir die storm, "Sst." Dis die letterlike woord wat gebruik is. Hy het net gesê, "Sst." Dis die storm stil. Dis gesag. Sien die vrede, hy het die krag van vrede so in hom ingebou. Dit was so in hom in daai krag het so gevloei dat hy net genodig het gehad het. "Sst." Jy kan dit ook doen. Wat het Jesus agterna vir Petrus gesê, na die storm stil gemaak is? Petrus, hoekom het jy my lank al geroep nie? Dan sou ek lank al die storm stil gemaak het. Nee, wat sê hy vir hom? Hy sê, Petrus, hoekom maak jy nie? Petrus, wat gaan met jou aan? Het jy niks, waar is jou geloof? Kan jy nie 'n storm stil maak nie? Ek het die hele dag vir jou geleer werk. Nou kom jy 'n stormpie. Waar is jou geloof, Petrus? Jy sien, die Here se verwagting is daar. Hy soek ons daar. Hy soek ons nie onder nie. Ons soek nie 'n babietjies wees wat doeke vuil maak en melk drink nie. Ons moet nou 'n bietjie groei. Dit is tyd vir ons om te bou. En die eerste stap is, jy moet ervare word in geregtigheid, in die lering van geregtigheid. Jy moet dit set in jou. Dit moet geset word in jou. Jou hele gedagte, jou hele geestelike lewe moet begin by geregtigheid. Jy moet dit deurtrek as jy die Bybel lees. En enige openbaring wat jy kry, moet jy deurtrek vanaf geregtigheid. Dit is die goue draad. Jy kan gesalf wees vir 'n paar oomblikke, maar as jy te sê, ek bedoel, daar was donkies wat gesalf was, en met profete gepraat het, en toe die salwing lig, dis die donkie nog steeds 'n donkie. Dit het nie die donkie verander nie, né? Maar geregtigheid verander jou. Geregtigheid maak jou, dat jy anders dink, anders praat, anders kyk na die wêreld, dat jy, dit gee vir jou 'n vrede, 'n krag, dis waar geregtigheid begin. Dis waar die koninkryk begin. Soek allereers, hy sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge, wanneer die heidene soek, sal vir jou bygevoeg word. Die Here wil nie hê ons moet dinge soek nie. Hy wil hê ons moet die koninkryk soek, en geregtigheid, maar die Here is nie teen dat ons dinge het nie. Onderskei mooi daar. Die Here, Paulus sê op een plek in Timoteus, sê hy, Timoteus, dis duidelik dat ons sonder enigiets in die wêreld ingekom het. En dis ook duidelik dat ons sonder enigiets uit die wêreld sal uitgaan. En dis waar. Wat het jy gehad toe jy in die wêreld ingekom het? Niks. Hoe gaan jy uitgaan? Sonder enigiets. Hy sê, so moenie dat dinge jou fokus word nie. Moenie dinge jou fokus maak. Dis 'n gevaar om dinge jou fokus te maak. Jou waarde lê nie in jou besittings nie. Amen. Jy sê minder of meer suksesvol as jy meer of minder besittings het. Nie voor die Here nie. Jou waarde lê in die koninkryk. Jou waarde lê in wat jy bou in die koninkryk. Jou waarde lê in jou vrede, in jou vreugde. As ek 'n geregtigheidsbewussyn kan kweek, dan doen dit iets. Dis waardevol. As ek in vrede kan leef, ongeag my omstandighede, dis waardevol. En die snaakse ding is, as ek dit doen, en ek sê dit eers, dan kom die dinge. Die dinge is nie 'n probleem nie. Amen. Die woord sê, gee en jou sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp tot oorlopends te vol, sal die mense in jou boesem gee. God gee guns. Amen. So die Here wil hê jy moet oorvloed hê. Hy wil nie jy moet dit jou fokus maak, die goed nie. Maak die koninkryk jou fokus. Moenie ure lank dink hoe jy dinge gaan kry, dink ure lank aan die koninkryk. En dan gaan as jy Spreuke lees, die boek van Spreuke, en jy soek wysheid, want Spreuke gaan ons oor wysheid, en jy soek 'n filosofie van wysheid, gaan jy teleurgesteld wees. Spreuke het nie 'n filosofie van wysheid. Spreuke gaan oor een ding. Alle wysheid kom van God af. Sonder hom is daar geen wysheid nie. Kry hom en jy kry wysheid. Hoor sy stem en jy sal wysheid hê. Eer hom en dit sal goed gaan met jou. Dit sal oor Spreuke gaan. Dit is wysheid. Amen. Hoe set ek my? Hoe bevestig ek geregtigheid in my?
Hoe set ek my? Daar's 'n paar dinge wat ek kan doen. Ek mediteer die woord. Dis die eerste ding. Ek vat 2 Korintiërs 5:21, nou net gelees het en ek mediteer dit. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Ek mediteer dit. 1 Petrus 2 vers 24, who his own self bore my sin in his own body on the tree, that I can be dead to sin, that I can be alive unto righteousness. By whose stripes I am healed. Mediteer, dink dit, sê dit vir jouself, sê dit en dink dit. Jy mediteer dit. Die tweede ding hoe jy dit set in jouself, is jy gebruik mondaksie. Het jy al van die term mondaksie gehoor? Mondaksie, jy sit jou mond in aksie, jy sit dit in jou mond. Nou, daar's verskeie vlakke waarop jy jou mond gebruik. Die een vlak is om te mediteer, net om te spreek soos ek nou gemaak het. Maar tweedens, antwoord jy gedagtes, want die vyand bring altyd gedagtes. Gedagtes is sy speelveld. Hy sal jou neutralise deur gedagtes. Hy sal jou rot en kaal steel. Die duiwel sal alles steel wat jy het, as jy hom vrye teels in jou gedagtes gee. Jy moet besef, hy gaan gedagtes bring aan jou. Dus sy aanval, hy kom nie met 'n vurk en 'n stert nie, hy kom as 'n gedagte. Hy het na Jesus toe gekom, in die woestyn, en net 'n gedagte gebring. Die gedagte was, jy is honger. Vat die klippe en maak dit brode. Gedagte. Jesus herken onmiddellik hierdie gedagte. Dis nie my gedagte nie. Dis nie my Vader nie. Dis 'n foreign gedagte. Dis die duiwel. En hy antwoord hom. Hy het hom hardop geantwoord. Hy sê, daar staan geskrywe. Die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord uit die mond van God. En jy moet sorg dat jy gereed is om elke gedagte te antwoord. As jy 'n gedagte van veroordeling kry, jy is te kort, jy's nie goed genoeg nie, jy het alweer dit gemis. Kyk wat maak jy? Wie dink jy is jy? Ne? Al daai vloei van gedagtes. Dan moet jy dit antwoord. God het my die geregtigheid van hom gemaak in Jesus. Ek is God se geregtigheid. Ek bestraf hierdie gedagte. Ek is 'n kind van die Vader. Ek is vrygekoop deur die bloed van die lam. Amen. Hy het my lief. Ek behoort aan hom. Jy antwoord elke gedagte. Jy kan voed op die woord van geregtigheid. Jy kan hierdie woorde wat ons vanoggend deel, luister oor en voed daarop. Dat jou gees voed op dit. Geregtigheid is daar om daagliks beoefen te word en daagliks geoefen te word. Ek moet geregtigheid oefen en beoefen. Hoekom? Want ek moet die woord sê, ek moet ervare word in die woord van geregtigheid. Ervare. Ervare beteken, hoe raak ek ervare in die woord van geregtigheid? Deur dit te gebruik. Hoe gebruik ek dit? Ek antwoord elke gedagte. As jy 'n volmaakte geregtigheidsbewustheid het, ek daag elkeen van julle uit, ontwikkel 'n volmaakte geregtigheidsbewustheid. Jy gaan jou hele lewe na 'n ander vlak te vind. Jy kan, vrees gaan van jou afval. Hoe kan jy vrees hê vir enigiets, as jy in 'n volmaakte verhouding met die Vader staan? Amen. Sien, die duiwel challenge dit, maar die duiwel raak sien op die agtergrond. Die duiwel is nie gewoond aan mense wat hom weerstand gee. Hy is gewoond mense aanvaar alles. Jy onthou Nebukadneser met sy 4 oond en die 3 Joodse seuns sê, ons sal nie buig nie. Hy het gesê, as jy nie buig nie, dan gooi ek in daai oond. Hy sê, ons sal nie. Wat doen Nebukadneser volgende? Hy maak die oond 7 keer warmer. Nou, hoekom sal die duiwel sy oond 7 keer warmer maak? Want hy twyfel. Hierdie manne lyk baie oortuig vir hom. Hulle lyk, hierdie 3 ouetjies, lyk vir hom heeltemal te rustig en heeltemal te oortuig. En wat begin die duiwel? Hy begin twyfel aan die vermoë van sy oond. Die oomblik as jy staan in geloof en die drukking bou op teen jou, nou gaan hy skielik, jy staan in geloof, nou is ewe skielik, gaan allerlei goed verkeerd. Dit lyk of die aanval erger word, nou dat jy in geloof begin staan. Wat is dit teken van wat?
Die duiwel raak nou senuweeagtig. Hy raak nou super senuweeagtig, want hierdie ouetjie staan nou, en ek dink nie hy besef die gewig van die situasie nie. Kom ons maak die oond 7 keer warmer, kyk wat maak hy dan. Toe hy die oond 7 keer warmer maak, wat sê die ouetjies? So wat? Ons sal nog steeds nie buig nie. Daai oond is so warm, die soldate wat hulle ingegooi het, doodgebrand. Maar hulle, toe hy daar inkyk, toe sien hy 4, hy het 3 ingegooi, nou is daar 4. En die 4de is die vorm van die seun van God. En toe hulle uitkom, het hulle nie eens geruik na rook nie. Never wat gebrand nie. Amen. So die oomblik as jy sien, die drukking gaan op teen jou, weet een ding, die duiwel raak senuweeagtig. Hou aan doen wat jy doen. Jy doen waarskynlik die regte ding. Dis omdat jy die regte ding doen, wat hy die oond 7 keer warm wil maak, want hy begin twyfel in homself. Hy begin twyfel. Dis goed as jy die duiwel wat twyfel. Die duiwel moet kwaai twyfel in hom, as hy jou sien. Romeine 5. Romeine 5 vers 1 en 2. Ek gaan hom in die Afrikaans lees, maar jy moet hom gerus maak 'n nota en lees dit in die Amplified vertaling. Die Amplified vertaling van Romeine 5, 1 en 2 bring hom baie mooi uit. Hy sê hierso, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie posisie van guns waarin ons staan. Ons kan hom so lees as ons na die Amplified gaan kyk. Omdat ons dan uit die geloof geregtigheid ontvang, geniet ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Wat sê dit sal dieselfde as Jesaja 32 wat ons nou gelees het vers 17. The work of righteousness shall be peace. And the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Jesus sê in Johannes 14:27, My own peace I now give unto you. My peace I bequeath unto you. Dis is 'n erfborsie. Do not let yourselves be fearful. Do not allow your hearts to be troubled. Dis 'n krag. Vrede is nie 'n gevoel nie, dis 'n krag. Vrede kom nie wanneer alles om jou goed gaan nie. Vrede kom wanneer die storm om jou is. Kom vrede om die storm stil te maak. Dis die krag wat van binne af buitekant toe en dinge kom stil maak. Dis 'n krag. So, hoe gaan die duiwel maak? Hy gaan die hele tyd die vrede probeer uithaal, maar jy gaan dit nie toelaat. Jy gaan besef, die game is, this is the whole idea of this game. Ek gaan staan in vrede. Ek gee nie om wat die ou sê nie, ek gee nie om wat daai ou sê nie, ek gee nie om wat die omstandighede doen nie, ek staan in vrede. That's it. Dis al wat ek hoef te doen om suksesvol te wees. Ek moet net nie my vrede laat steel nie. Amen. En dis geloof in God, want hy doen die werk. Maar ek gaan staan soos 'n rots. Efesiërs 6 sê, wanneer jy alles gedoen het om te staan, staan. Wanneer jy alles gedoen het om te staan, staan. Romeine 14 vers 17. Want die koninkryk van God is nie spys en drank, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So wat hy vir ons wil sê is, onthou, hy het vir ons gesê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die aardse dinge wat die heidene soek, sal vir jou bygevoeg word. Moenie sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek, waarmee sal ons ry, waaraan gaan ons bly? Dis die heidene. Hulle hele lewe gaan om, waaraan gaan ek bly, wat gaan ek ry, wat gaan ek eet, wat gaan ek aantrek? Hulle werk daarvoor. Hulle sit hulle hele effort in vir dit. Die Here sê, dis 'n trap. Moet dit nie doen nie. Sit jou effort in die koninkryk, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid en al daai dinge sal vir jou bygevoeg word. Die Here gee vir sy woord. As jy jou effort insit in my koninkryk en in die geregtigheid van hierdie koninkryk, al daai dinge sal vir jou bygevoeg. Moenie worry nie. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Wat hy daarmee wil sê, dis nie allerlei reëls en regulasies nie. Eet dit of eet nie dit. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Dit is 'n lynetjie. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Dis nie dit nie. Dis nie reëls en wette wat jy moet hou nie. Die koninkryk van God gaan oor geesteskragte. Die eerste geesteskrag is geregtigheid, waaroor ons vandag praat. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtigheid van God in hom. Amen. Geregtigheid, 'n geregtigheidsbewustheid. Jy verplaas die sondebewustheid uit jou uit. Ek is nie langer 'n sondaar nie.
Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is skoon gewas. My sonde is nie bedek nie, my sonde is weggeneem. Dit bestaan nie meer nie. En ek onthou dit nie meer nie. Ek onthou dit glad nie meer nie. Paulus was 'n ou gewees wat, voordat hy die Here Jesus aangeneem het, was hy 'n fariseer en 'n baie godsdienstige mens. Maar hy het verkeerde goed gedoen. Hy het Christene vervolg. Hy was in beheer van Stefanus se steniging, die eerste martelaar wat gestenig was. Paulus het dit gedoen. Hy het Christene uit huis uit gesleep en vir die leeu's gegooi. Hy dink wat op sy gewete moes gewees het, na hy die Here aangeneem het. Maar tog in 2 Korintiërs 7 sê Paulus, neem my aan, ek het nog nooit in my lewe 'n mens skade aangedoen nie. Paulus, is jy seker? Ek kan vir jou 'n paar goedjies noem. Weet jy, dit is vergeet, die sonde is weggeneem. Dit bestaan nie meer nie. As jy nie wil hê, die duiwel met jou verlede teen jou gebruik nie, hou op om ander mense se verlede teen hulle te gebruik. As jy in die vloei wil wees van geloof, die vloei van krag, die grootste struikelblok is jou geregtigheidsbewustheid wat weggeneem word. Dan kan jy nie vloei nie. En hoe neem jy jou geregtigheidsbewustheid weg? Herinner jy jou sonde. Maar as jy die hele tyd ander mense aan hulle sondes herinner teen jou. Dis hoekom hy sê, praat met die berg, dat julle, Markus 11, dan sê hy, maar, as jy iets teen iemand het, voor jy met die berg praat, en jy wil hê die berg moet actually move, vergewe jou. Vergewe. Jy is vergewe. Vergewe, jy is vergewe. Dis 'n vloei. In die koninkryk van God is nie spys en drankie, maar geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. Deuteronomium 30, vers 10. Tweede helfte van die vers. As jy jou tot die Here jou God bekeer met jou hele hart en met jou hele siel. Wat beteken die woord bekeer? Dit beteken om te draai. Draai. Kom ons lees dit so. As jy jou na die Here jou God draai met jou hele hart en met jou hele siel. In vers 14 tot 17. Maar baie naby jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. As ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel, en sy gebooie en insettinge en verordeninge te hou, sodat jy kan lewe, en kan vermenigvuldig, en die Here jou God jou mag seën. Die Here wil jou graag seën. Vraag is, mag hy? Plaas jy jouself in posisie om geseën te wees. Vers 17, as jou hart om afwend, wat is die ander woord vir afwend, is wegdraai. So daar's net 2 posisies waar jy kan wees, of jou hart is gedraai na die Here toe, of jou hart is weggedraai van die Here af. Dit gaan bepaal seën of vloek, dit gaan bepaal lewe of dood, né? En wat laat jy jou hart na die Here toe draai? Geregtigheid. Wat laat jou hart wegdraai van die Here af? Sonnebewustheid. Jy sien? Namelijk as ek in sonnebewustheid verval, dan voel ek onwaardig. Dan draai ek my hart weg van die Here af. Namelijk as ek in 'n geregtigheidsbewustheid is, dan draai ek my hart. Ek het as niks tussen my en hom. Ek is vergewe. Ek is vry. Jy sien, dit vat geloof. Is 'n man en 'n vrou van geloof wat vergifnis kan ontvang. Dit vat geloof. As jy as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons heeltemal skoon te maak. Nou, hoe lank na jy die sonde bely het, moet jy sleg voel? Ongeveer 10 minute. Wat dink jy is kom ons wees realisties, 'n dag moet jy geleidelik, dis dan robbe ding wat jy gedoen het, moet jy geleidelik vergeet af. Nee, geloof staan net daarop en sê ek is nou vry. Ek is vry. Amen. Ek gaan nie die sonde 1 sekonde langer dra nie. Ek het dit bely, ek het dit gelos by die voete van Jesus, ek is vry. Sy bloed maak my skoon. Jesaja 26, hy bekende deeltjie, wil ek weer na kyk, vers 3 en 4. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Thou shalt keep him in perfect peace, sê die King James, whose mind is set on you, because he trusts in you. Luister mooi. Thou shalt keep him in perfect peace, whose mind is set on you.
because he trusts in you. Dit is as met ons mindset. Nou, Kolossense 3, vers 1 en 2, sê Paulus dieselfde ding. Hy sê in die Amplified, if then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are above, where Christ is, seated at the right hand of God, and set your minds and keep them set on what is above, the kingdom realm, not on the things that are on earth. Luister mooi. And set your minds and keep them set on that which is above, the kingdom realm, not on the things that are on earth. Set your mind, set your mind, set your mind. Daai julle Jesaja 55, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, sê die Here. Gedagtes is belangrik. Gedagtes is absoluut krities belangrik. Jy sit geesteswette in werking in jou lewe. Die wet van die lewe in Christus Jesus, of die wet van die sonde en die dood. Die gedagtes wat jy dink. Net die gedagtes wat jy dink, gaan bepaal watter wet kom in werking in jou lewe. Wet van sonde of dood, wet van die gees van die lewe. 2 Timoteus 1. Ons ken 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. God has not given us a spirit of fear, but of love, power and a sound mind. Vers 6 sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Want, sê dis die konteks, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hy praat van dinge wat aangewakker moet word in ons. En dit is die ding wat ek julle wil uitdaag om hierdie week te doen. Elke môre as jy wakker word, wakker jou geregtigheidsbewustheid aan. Dis iets in jou. Dit is iets wat aan jou behoort. Dis 'n posisie wat jy het. Of jy so voel of nie, verander niks aan die posisie nie. Amen. Of jy kan 'n koning wees. Party daar voel jy soos 'n koning, en party daar voel jy nie soos 'n koning nie. Onthou julle Dawid, op een plek het hy's gesalf deur Samuel om koning te wees van Israel. En alles het gebeur, jy weet, met Saul en al daai goeters. En staan daar versie, 'n ruk na Dawid koning geword het. Toe staan daar, en Dawid het besef, hy is nou koning. Dit het hom getref. Dit het hom skielik getref. Hey, ek is koning. Amen. Dit is wat die Here met jou wil doen. Hy wil hê dit met jou tref. Jy is sy kind. Hy wil hê dit met jou aan die binnekant tref. Jy is die geregtigheid van God in hom. Jy sê dit in jou. En elke liewe gedagte wat teen dit kom, neem jy gevange. Bestraf jy. Jy weier om 'n gedagte te oordink wat jou nie na vrede lei nie. Jy weier om 'n gedagte te oordink wat jou nie na 'n geregtigheidsbewustheid lei nie. Want daai gedagtes is die aanslag van die vyand. En die vyand sy chunk gaan afgetrap word in jou lewe. As jy wakker word in môre, dan met die duiwel se grootste nagmerrie wees, as jy wakker word. Hey, hy's wakker. Wat gaan hy vandag doen wat my koninkryk gaan kleiner maak? Jy sien. Dit is wat die Here vir ons sê. Ons moet begin om daai geregtigheidsbewustheid. Ons moet begin daar. En die tweede ding is vrede. Die derde ding is vreugde. Stir dit. Roer dit aan die binnekant. Ja, maar ek voel nie vreugdevol nie. Roer dit, kry dit in die gang. Set jouself in 'n geregtigheidsbewustheid. Set jouself in vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dink aan dinge, want hy Filippense 4, Paulus sê, dink aan wat reg is, goed is, mooi is. Dink aan dinge wat jou lei na meer vrede. Want die vrede van Jesus is ons erfporsie. Dis 'n krag. Dit is 'n geweldige krag. Dit bring vrede in jou lewe. Die woord shalom in Hebreëus, hulle groet mekaar daarmee. As jy in Israel sê hulle shalom, vrede, né? Wat beteken daai woord? Dit beteken heelheid. Beteken mag jou lewe heel wees. Dis 'n ronde woord, soos 'n sirkel, heel. Nothing missing, nothing broken. Dis in die definisie van die woord shalom, is nothing missing, nothing broken. Ek bid 'n seën oor jou lewe, that there might be nothing missing, nothing broken. Shalom.
Amen. Dis die vrede van God wat hy vir ons gegee het. Dis die vrede wat Jesus vir ons nalaat. Hy bring dit, hy sê, as jy hierdie vrede roer in die binnekant, en jy werk met hom, en jy stel hom vry, dan gaan dit maak dat in jou fisiese lewe om jou, alles heel word. Die wêreld druk van buite af, die duiwel druk van buite af, die vlees, daai goeders, dis nie van die Here af nie. Niks van dit is van die Here af nie. Amen. Hoekom laat die Here dit toe? Dis nie die Here wat dit toelaat nie, dis jy. Die Here laat toe wat jy toelaat. Hy het vir jou dit, hy gee vir jou hier sy woord. Hy sê, luister vir my, neem beheer. Ek gee vir jou my gees. Ek gee vir jou my krag. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het, my woord. Werk daarmee. En ek gee vir jou die manier om te styg bo hierdie aarde. Dis my wil. My wil is dat jy vry is. Sit jouself onder lering waar jy die goed kan hoor, en waar jy kan sterker en sterker word, waar jy 'n doener kan word daarvan. En dan sien jy, dan pluk jy die vrugte in jou lewe. Jy sien hoe jou lewe meer heel word, meer heel word, meer heel word. En as die duiwel die oond 7 keer warmer maak, lag vir hom. Sê, ek sien jy raak senuweeagtig op, ja. Jy raak senuweeagtig, nee. Maak die oond 7 keer warmer. Jy is vrek bang nou. Dis die vrees van die duiwel wat hom die oond 7 keer warmer laat maak. Wat het enige verskil gemaak aan hulle? Niks. Hulle kon die oond 10 keer warmer gemaak het ook, so hulle het nog steeds uitgestap sonder dat hulle na rook geruik. Amen. Die duiwel het goed les op gesê, en dis die wil van die Here, dat die duiwel goed les op sê in elke van julle se lewens. Dat julle sy heelheid ervaar, sy goedheid ervaar, elke dag. Wysheid roep uit na jou. Die boek van Spreuke sê, wysheid roep uit. Sê, maar moenie wysheid ignoreer nie. Het is gevaarlik om tot by openbaring te kom en nie te wandel daarin nie. En die Here gaan vir sê, maar jy het dan nie openbaring gehad, jy het dit nou gekry. Hoekom het jy nie? Wat was jou probleem? Wysheid roep uit. Wysheid sê, luister na my, doen wat ek sê, en alles sal wel wees. En die wat wysheid ignoreer, dan sê wysheid, ek sal vir jou lag eendag, want jy het my geïgnoreer. So kom ons wees nie van daai wat wysheid ignoreer nie. Kom ons wees van die wat doeners van die woord is. Nie net hoorders wat onsself bedrieg nie. Kom ons besef, ons lewe in die koninkryk van God. Ons lewe in 'n openbaring van geregtigheid. Sondebewustheid is 'n siekte wat ons nie naby ons toelaat nie. Ons bestraf dit en ons verwyder dit van onsself. Ons vloei in ons geregtigheidsbewustheid. Ons vloei in vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons vloei in vreugde. Ons stel vreugde vry. Psalm sê dit, die konings van die aarde en die heersers. Hy praat eers van die konings van die aarde, dan praat hy van die heersers. Dis die demone wat oor daai konings is. Hulle plot saam teen die Here en teen sy gesalfde. Hy wat in die hemel sit, lag vir hulle. Amen. Hy lag vir hulle. Wat moet jy doen as die duiwel teen jou saamplot? Lag vir hom. Ek het nou Charles Capps het eendag gepraat van 'n paar huise wat hy gebou het om te verkoop. En op 'n stadium toe sy kontant bietjie tight geword en hy moes die huise verkoop kry. Maar die huise verkoop nie, en die huise verkoop nie. En die mark is nie dit en die mark is dat. Toe besluit hy moet nou iets doen. En hy was in 'n ander dorp gewees of iets, so het hy gevlieg na die huise toe om met hulle te gaan praat. Hy sê, hoekom vlieg jy so toe? Ek moet gaan praat met die huise. En rukkie later sê hy vir my, moet gaan lag. Hy ry voor die huise by, hy draai sy venster af en hy lag vir hulle. Amen. En net rukkie na hy vir die huise gelag het, toe verkoop hulle al twee. Wêreld se sal nie verstaan nie, maar dis geestesbeginsels, jy sien. Hy het net eenvoudig gedoen wat die woord sê om te doen. Hy het die gees in aksie gesit, want die vyand het obviously 'n blokkade gestel. Die vyand hou nie van Christene wat goed doen in hulle finansies. So hy sal 'n blokkade stel. Lag vir hom. Lag vir hom, nou en doen wat jy doen. Amen. Doen die regte ding. Hemelse Vader, ons dankie vir u kosbare woord. Ons dankie vir die wysheid wat van u afkom. Vader, ek bid dat ons elke een wat hier is vandag 'n hoorder sal wees en 'n doener, om hierdie beginsels uit te lewe, dat ons die krag daarvan in aksie sal sien, ons elkeen hier 'n getuienis kan kom lewer, van u krag in aksie in ons lewens. Ons dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja.